Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ek gaan hierdie week my reeks oordenkings aan die hand van Prof. Adrie Koenig se boek Alle paaie lei na Jesus vereers onderbreek, want dis Pinkstertyd en ek sal elke oggend die vorige aand se Pinksterbid hier uitsaai as oordenking. Nou ons gaan tydens ons Pinksterbid hier kyk na verskillende aspekte van die belydenis van Nicea en vra wat dit vir ons as gelowiges vandag beteken. So ek gaan vanmôre net so 'n kort agtergrond oor hierdie belydenis gee. Ons gedenk vanjaar die 1700-jarige bestaan van een van ons algemene belydenisse, die belydenis van Nicea. Die belydenis van Nicea het sy ontstaan gehad in die jaar 325 na Christus in die dorpie Nicea in Klein-Asië. Vandag is dit bekend as Iznik in Turkye. In daardie tyd het die vervolging onder die Romeinse Ryk pas tot 'n einde gekom. Vir die eerste keer kon Christene hulle geloof weer vrylik uitleef en verkondig. Maar net soos ons wêreld van vandag, was daar in daardie tyd groot verdeeldheid en ongeregtigheid onder die mense. Ook onder die gelowiges was daar verdeeldheid oor die inhoud van hulle geloof. Veral in Alexandrië het 'n ewige teologiese stryd ontstaan tussen die aartsbiskop Alexander en 'n ouderling genaamd Arius. Arius was van mening dat Jesus geskape is en aan God ondergeskik was en daarom nie die seun van God kon wees nie. Hy was volgens Arius 'n gewone, maar uitsonderlike mens. In die lig hiervan het Arius ook die leer oor die drie-eenheid verwerp. Arius het talle volgelinge gehad wat groot stryd in die kerk veroorsaak het. Keiser Constantijn wou in sy een verenigde ryk ook een kerk met dieselfde geloof en belydenis gehad het. Daarom het Constantijn, wat toe onlangs tot bekering gekom het, besluit om al die biskoppe van al die verskillende godsdienstige groeperinge byeen te roep. Hierdie eerste synode met 318 afgevaardigdes is dus deur die regering gereël. En die afgevaardigdes se reis en verblyfkoste is uit die staatskas betaal. En hoewel die synode onder die gesag van Constantijn plaasgevind het die keiser dit aan die afgevaardigdes oorgelaat om self sake te debatteer en besluite te neem. Die doel van die eerste synode was om die geloof in die drie-eenheid van God te bevestig en om duidelik te stel wat die aard van die verhouding tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees is. Hoewel die grootste deel van die belydenis in hierdie tyd neergepen is die belydenis in sy huidige vorm eers in 381 na Christus tydens die synode van Konstantinopel gefinaliseer. Die synode van Nicea het derhalwe bevestig dat God wel een in wese is, maar drie persone, onderskeibaar, maar nie skeibaar nie. Dat Jezus dus wel ook van dieselfde stoffasie as God die Vader is. En so het hulle dan die drie-eenheidsleer bevestig. Op grond van hierdie belydenis en ook besluite wat geneem is oor wat gebeur met persone wat dit nie wil aanvaar nie, is Arius toe uitlik uit die kerk uitgeban. Die synode het verder ook die datum van Paasfees vasgestel as die eerste Sondag na die eerste volmaan na die lente ewening. En so het hulle die datum van Paasfees onafhanklik van die Joodse kalender gemaak. Dit het so kort agtergrond oor die ontstaan van die belydenis
van Nisea. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons 1700 jaar terug kan kyk en sien hoe dat U die kerk gelei het deur U Gees nadat Jesus Christus teruggekeer het na die hemel. Dat hulle bymekaar kon kom en saam dit waarin hulle glo kon neerskryf. Dat dit vandag nog vir ons geloof kan bevestig. Help dan ook vir ons in hierdie tyd om toe te laat dat die Gees ons opnuut versterk in ons geloof. In Jesus se naam. Amen.